Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskinderboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel, en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Die hosting van die podcast word betaal deur my boekverkope, maar jy kan vir my 'n koffie koop om te betaal vir die tyd wat ek insit om hierdie podcast te skep. Gaan na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Dit kan eenmalig wees, of jy kan my weer in die toekoms borg. Jy kan ook altyd die podcast as 'n luisterboek koop om te help met die hosting. Gaan na payup.com/Ronel Janse van Vieren/collection/Fairies and Folklore podcast audiobooks om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van watervee. Vandag se vee, hondkop seesmid. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. In Griekse mitologie is Telkines of hondkop seesmede ouer as die Pantheon, want hulle was die metaalsmede wat die sens gemaak het waarmee Cronus sy pa Uranus gekastreer het. Hulle het Poseidon groot gemaak en sy drietand gemaak. En hulle het ook blykbaar 'n ding vir Aphrodite gehad, siende dat hulle haar op 'n stadium ontvoer het. Die meeste Griekse skrywers het gedink dat die hondkop seesmede broers en susters van die Firae was, gebore uit die bloed van Uranus se geslagsdele toe Cronus hom gekastreer het. Maar dit strook nie met die storie dat dit hulle was wat Cronus se sens geskep het nie. Ander antieke skrywers beweer dat die hondkop seesmede die kinders van die Titane, Thalassa en Pontus was. Die hondkop seesmede het oorspronklik op die eiland Rhodes gewoon en hul soort towery gebruik om die artefakte wat hulle gemaak het met magie te deurdrink. Daarom is Poseidon se drietand en Cronus se sens so kragtig en so lank hou. Voor die ramptydperk, meer algemeen bekend as die Groot Vloed, was die hondkop seesmede die oorspronklike gode van Rhodes, gekoppel aan Atlantis en die see. Hulle het selfs Capera, dogter van Oceanus, gehad om hulle te help met die opvoeding van Poseidon, sodra Rhea haar baba aan hulle toevertrou het. Daar is selfs spekulasie dat Capera self 'n hondkop seesmid was, wat hierdie wesens aan Oceanus verbind. Behalwe dat hulle fantastiese metaalsmede, kunstenaars en towenaars is, kan hulle ook die weer beïnvloed en na willekeur sneeu, reën, golfstorms en aardbewings veroorsaak. En blykbaar het hulle ook 'n mengsel van stigiese water en swaal gemaak, wat diere en plante doodgemaak het. Anders as ander jantjies van alles, was hulle meesters van alle ambagte. Dit is bekend dat hulle in staat was om vorm te verander in enigiets. In sommige tekste word gesê dat hul voorkoms, en veral hul oë, vernietigend was. Hul voorkoms verskil van weergawe tot weergawe, maar die meeste glo dat nadat hulle hul magte vir kwaad begin gebruik het, hulle deur Poseidon omskep is in hondekop wesens, met swempote en vinne as aanhangsels, gedwing om in die dieptes van die see te leef waar hulle nie veel skade kon aanrig nie, of Tartarus met dieselfde effek. Daar word ook gesê dat gebeur het nadat hulle Aphrodite ontvoer het. In ander verslae het Zeus hulle met weerligstrale doodgemaak, of Poseidon met sy drietand, of Apollo wat in 'n wolf verander het toe hulle hul magte vir kwaad begin gebruik het, of hierdie seewesens is deur die Groot Vloed doodgemaak. Alhoewel hul selde genoem word in oorlewende antieke tekste, weeg hulle vernietigende kragte altyd veel groter as hul tegniese vermoëns, en hulle word byna altyd as kwaadwillig uitgedeeld. En nou, vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, hondkop seesmede. 'n Hondkop seesmede is seewesens met die koppe van honde en liggame soortgelyk aan ander seediere. Sommige het die liggame van skaaldiere, sommige van visse, sommige van robbe. Hulle het altyd mensagtige arms om metaalsmedery en ander kunswerke uit te voer.
Alhoewel hulle op stadium kon vorm verander, is hulle deur steehekse vervloek om in een vorm te bly, sodat almal hulle kon herken. Hulle het sterk toerkrag, maar vasgevang in die see is hulle net 'n bedreiging vir ander watervee, seebewoners en mense wat ongelukkig genoeg is om hulle op 'n diepseeduik te ontmoet. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na die vertaling van hondkop seesmit na Engels, Falkeen. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste roneldemismaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Donne volkskunde, toerkrag en gevaar wag. Pas op!